Hoe aanbid mens God regtig? Hoe aanbid mens in gees en waarheid? Dis crazy hoe maklik Jesus dit eintlik vir ons kom maak het. Hoi, my naam is Rickert Lies, ek is die tienerleier van Fondasie en ons het bietjie slegte nuus ontvang dat ons nie meer in persoon mag vergader tot verdere kennisgewing nie. So, dit gaan nie ons stop nie, ons gaan hierdie online platforms wat God vir ons gegee het, aanhou gebruik om God se koninkryk uit te brei. So as jy 'n tiener is, welkom by Fondasie. Enige tieners of studente is ook welkom om leiers by ons te word. Kontak ons net, asseblief. Nou ons het die afgelope 2 weke by Fondasie gepraat oor gees en waarheid en die Heilige Gees. Ons het na 'n baie nice episode van The Chosen gekyk, waar Jesus die Samaritaanse vrou approach het en waar hy aan haar geopenbaar het dat ons God in gees en in waarheid moet aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die gees en in waarheid aanbid. Toe het ons daai volgende week 'n baie unieke worship experience gehad, waar ons onsself geblinddoek het, ja, jy het reg gehoor, geblinddoek het en geworship het saam 'n paar liedjies, sonder ons gesig sintuig. En dit was regtig interessant geweest. Nou ons het prakties gesien nou bietjie meer wat dit beteken om in gees en in waarheid te aanbid, maar vandag gaan ons spesifiek kyk in die Bybel, na die storie van die Samaritaanse vrou, om bietjie te verstaan waaroor dit gaan. Dis in Johannes 4 vers 1 tot 26, maar ek gaan die beste van my vermoë doen om nou vir julle mooi Johannes 1 tot 19 op te som. Nou die eerste ding wat ons van die storie van die Samaritaanse vrou agterkom, is dat Jesus spesifiek en doelbewus aspres deur Samaria wou travel. Nou die Jode het nooit dit gedoen nie, want die Jode en die Samaritane was van die Ou Testament se tyd af bietjie in vyandskap teenoor mekaar. Nie van mekaar gehou nie. Maar Jesus, as 'n Jood, het met 'n purpose gekies om daar verby te gaan. Hy het 'n divine appointment gehad met 'n spesifieke vrou. Nie net het hy sosiale normes en wat mense verwag van Jode af gebreek nie, maar hy het ook besluit dat hy homself as Messias vir die eerste keer sou openbaar aan 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou. Is actually so mooi. Nou Jesus en hierdie vrou het ontmoet by 'n well wat Jakob in die Ou Testament al gegrawe het. En hier sit Jesus en hy vra vir die vrou of sy nie vir hom bietjie water sal gee nie. En verder het hy iets baie interessant gesê. Hy het gesê, as jy geweet het wie ek is, sou jy vir my gevra het om vir jou water te gee, en ek sou vir jou lewende water gee, wat in jou sou opspring, tot 'n borrelende fontein, tot in die ewigheid, dat jy nooit weer sou dors kry. En toe het Jesus bietjie van haarself vir haar vertel, dat sy 5 mans gehad het, en dat die een wat sy nou mee is, eers eintlik haar man is nie. En toe sy soos, jy's 'n profeet, nee. Oh, I see. You're a prophet. Nou Jesus is 'n profeet, maar hy's eintlik ook baie meer as dit. Nou dit bring ons by Johannes 4 vers 20 en 21. Die vrou sê toe, ons voorouers het op hierdie berg aanbid, maar die Here sê die plek waar 'n mens moet aanbid is in Jerusalem. Jesus merk toe op, glo my vrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Jesus maak 'n baie belangrike stelling in verband met worship. Die vrou praat van aanbidding in terme van plekke. Jy weet, hierdie berg, Jerusalem, hierdie gebou, die sinagoge, die tempel, maar Jesus sê nee. Julle sal God die Vader nie meer soos die aanbid nie. Toe sê hy in vers 22, julle aanbid wat julle nie ken nie, ons aanbid wat ons ken, want die verlossing is uit die geleedere van die Jode. Salvation is of the Jews. Beteken dit al die fariseërs het dit reg gehad? Hulle het week na week uit hulle Torah en die Ou Testament uitgelees, en Jesus is tog 'n Jood en hy sê ons weet wat ons aanbid? Nee, die fariseërs het dit glad nie reg gehad nie. Jesus bedoel die beloofde koning, redder, verlosser en saligmaker kom uit die stam van Juda uit die geslag van Dawid uit, soos wat dit beloof was in die Ou Testament. En ons kan sien dat hy van homself praat as ons verder kyk. Daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek,
Wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Hier is die deel nou. Jesus beskryf in hierdie 4 verse 'n manier van aanbidding wat dieper is as die oppervlak. Dit gaan nie net oor godsdiens of wat ons doen met ons lywe of waarheen ons gaan en watter gebou ons na toe gaan, maar dit gaan oor ons hart en verhouding met hom. En dis amazing, want weet jy, dit beteken ons hoef nie te worry om na Jerusalem of 'n tempel of 'n kerkgebou toe te gaan om God te aanbid nie, maar jy kan hom aanbid enige plek, enige tyd, waar ook al jy is in jou hart. Maar nou moet ons bietjie kyk na hierdie stelling van Gees en waarheid. Want to be honest, toe ek dit die eerste keer lees, was ek soos, dit klink baie reg en cool, maar ek weet nie wat dit beteken nie. So eerstens, wat beteken dit om God in Gees te aanbid? Jesus het ons kom wys, dit gaan nie oor die uiterlike nie. Dit gaan oor jou binneste, jou hart. Wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, regenerate hy jou hart. Hy kom wek jou op, daai dele van jou wat dood gegaan het, as gevolg van sonde, deur die Heilige Gees. Jy word van binne af renew. Jesus noem dit op 'n ander plek, wedergeboorte, of born again, of born of the Spirit. Ons gaan volgende week bietjie chat daaroor, en wat dit beteken. Weet jy hoekom is Christendom so boring vir sommige mense? Of dalk voel dit self so vir jou, jy weet, jy proe en dit is net nie vir jou so lekker nie. Jy verstaan nie wat al hierdie mense wat so mal gaan oor Jesus raak sien nie. Dit voel vir jou soos 'n absolute mors van tyd en jy het baie beter dinge om te doen. Jy sal liewer vanmiddag die game gaan kyk en jy dink al so lank aan die rugby scores en jy stel net nie belang nie. Die probleem lê in jou gees, in jou binneste. Jy moet in Jesus glo sodat die Heilige Gees daai dele van jou weer kan kom opwek, sodat jy sal honger en dors na God en 'n verhouding met hom en hom werklik waar sal hê, soos wat jy gemaak is om hom te wil hê. Jy moet wedergebore word. Hoor wat sê Jesus vir die Fariseërs. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. God het die Fariseërs basically gesê, dit help nie hulle praat so baie van God se woord en maak asof hulle so geregtig is deur te praat oor so van hulle self en hoe hulle goed doen en wat hulle moet goed doen, maar hulle harte is ver van hom af nie. En net so ook met ons. Dit help nie. Ons is so godsdienstig en amen, ja broer, en steek ons hande op in die lug terwyl ons aanbid, maar in die binnekant het ons nie werklik daai intimiteit en verhouding met God nie. Dit gaan nie oor religie nie, dit gaan oor relationship. Ons moenie net ons optrede en aksies bietjie verander om te lyk soos 'n Christen nie, maar ons moet werklik waar van die binnekant af hernuw word, sodat ons anders begin optree en wil optree en motiewe het wat reg is en goed is voor God. Ons moet van binne af getransformeer word deur te glo in Jesus en sy woord. En dit bring ons by die tweede vraag. Wat is dit om God in waarheid te aanbid? Wat beteken dit? Nou hierdie is net so belangrik soos om God in gees te aanbid. Dit is om God met jou mind en jou verstand te aanbid en lief te hê. Maar nie net enige God nie. Die waaragtige God, die ware God, die een wat Jesus vir ons kom openbaar het, deurdat hy kom leef het hier op die aarde, gesterf het en uit die dood uit opgestaan het, sodat ons gered kan word. Daai God met daai liefde, die God wat geopenbaar is deur die bladsye van die Bybel. Hoor wat sê Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Weet jy hoe insane is daai stelling? Jesus sê, hy is die waarheid. Ons leef vandag in 'n wêreld wat sê, ag, jy weet, daai is maar vir jou waarheid en hierdie is my waarheid en jy mag kyk wat jy glo en jou hart volg en jou eie pad in hierdie lewe inkry. Of selfs ons, as ons die Bybel lees, dan sê ons, jy weet, vir my beteken hierdie vers. Ek weet nie, vir jou beteken hierdie vers. Wat beteken hierdie vers vir jou? Maar Jesus kom hierso en sê nie, hy is 'n weg, 'n waarheid en 'n lewe nie. Hy sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan in verhouding met God gaan behalwe deur hom nie. Nou as hy die waarheid is, dan beteken dit alle ander waarhede is eintlik valshede en is nie reg nie en is verkeerd en van die pad af.
En dit is die realiteit en die waarheid wat ons moet volg en dan vasklem in vandag se lewe weet ek, dit kan moeilik raak. Selfs nou al by die skool of as jy 'n student is. As daar uitgevind word dat jy in Jesus glo, dan bevraagteken mense al klaar en sê, okay, wel, sê dan dit wat ek glo is verkeerd. En die realiteit is, Jesus wys vir ons hier, daar's een waarheid. En ons moet vasklem aan hierdie waarheid. En die liefdevolle ding wat ons kan doen, is om almal anders te wys en vingers te point na die waarheid toe, na die kruis toe, na Jesus toe. En vir hulle te wys, dat ons ook eens op 'n verkeerde pad was. En dat ons nou die waarheid gevind het in Jesus. Nou die belangrike ding wat ons moet sien van die Gees en die waarheid, en die feit dat ons God so moet aanbid, is dat hulle hand aan hand gaan. Jy kan nie die een kry sonder die ander nie. Jy leer en lees van hierdie waarheid in Jesus, deur sy woord, en deur dit wat mense vir jou vertel, en dit veroorsaak 'n respons in jou gees, soos wat die Heilige Gees jou kom oortuig van hierdie waarheid. Hulle gaan hand aan hand. Jou hart word slegs van binne af verander, as jou kop ook die waarheid verstaan. Jou hele wese moet God aanbid, soos wat Jesus homself gesê het, dat ons God moet aanbid, met ons hele hart, hele siel, hele verstand, en hele krag, dat dit is hoe ons hom moet lief hê. Dalk soos wat jy gesit het, jy besef jy bietjie meer geleer na die een kant toe as die ander kant toe. Dalk aanbid jy nog altyd God in gees, en dit wat jy voel, jy wil hom experience, maar jy veroorsaak en laat toe dat net jou emosies jou lei. Jy weet, as jy sondig, dan voel jy ver van God af, en jy voel asof jy in die verkeerd is, maar as jy nie sondig gaan, dink jy, jy is nou goed, en op die bol, en jy is seker nou weer naby aan God, en hy is pleased met hoe jy leef. Maar die waarheid wat ons leer in God se woord is dat dit gaan nie oor ons verdienste nie. Ons kan slegs deur hom na die Vader toe gaan, nie deur onsself en ons eie verdienste nie. Maar aan die ander kant, kan jy dalk ook besef dat jy net vasklem aan die waarheid. Jy weet wie Jesus is, jy weet wat hy vir jou kom doen het, en jy verstaan dit, maar jy het nog nooit hom ervaar so in jou hart, jy het nog nooit sy embrace en liefde ervaar, en was nog nooit oorweldig deur dit wat hy vir jou gedoen het nie. Dalk weet jy wie Jesus is, maar jy het nog nooit daai stap gegee, om hierdie hart van jou, wat hierdie wêreld so gebroken gemaak het, vir hom te gee nie. Nou, ek weet, dit is moeilik partykeer, en ons kan bang wees, want baie mense het al ons vertroue gebreek, maar ek kan jou nou waarborg, dat God nooit jou vertroue sal breek nie. God is nie 'n mens, dat hy sal lieg of sondig nie. Hy wil hê, dat jy in hom moet vertrou. So hier is jou kans, tydens hierdie video nou. Die Bybel sê, as jy vandag God se stem hoor, moet jy nie jou hart verhard nie. So ek gaan nou in hierdie gebed wat ons mee afsluit, bid, dat God ons sal lei in hierdie waarheid, en hierdie gees, wat hy homself van en oor gepraat het. Here, God Almagtige, God wat gees is, God wat die waarheid is. Here, ons benader U nou, Here, en ons bely dat ons verkeerd is, Here. Ons bely dat ons U so nodig het, en dat ons absoluut afhanklik is van U. Here, ons begeer om aanbidders, worshipers te wees, wat is soos wat U wil hê ons moet wees. Ons wil U aanbid in gees, maar ook in waarheid, Here. So ek bid nou dat U sal kom met die gees, en ons sal oortuig van geregtigheid, oordeel en sonde, Here, en U ons sal lewend maak en verander van die binnekant af. Maar Here, saam met dit, dat dit sal gebeur soos wat ons die waarheid van die woord ervaar en verstaan, en elke dag mediteer op dit soos wat U in die woord sê ons moet. Here, want ek weet, as U ons kom nuut maak van binne af, sal ons al honger en dors doen, nie net om U meer te ken en 'n verhouding met U te tree nie, maar ook om te doen wat U wil hê ons moet doen, om te leef soos Jesus, om die sout en die lig van hierdie wêreld te wees. En te midde van 'n wêreld wat sê dat daar geen waarheid is, dat alle waarheid relatief is, weet ons dat U sê U is die waarheid, die weg en die lewe, en ons kies om deur U na die Vader toe te gaan. So ek bid dat as enige persoon nou hierdie uitsending kyk, Here, en hulle het nog nooit daai stap gevat om hulle hart so te gee vir U, in sy totaliteit, saam met hulle verstand nie, bid ek dat U dit nou sal neem, Here, en dit kom nuut maak.
Ek bid dat U hulle sal help om daai eerste tree te neem. U is 'n waaragtige, groot en heilige God. Daar is niemand soos U nie. Ek weet U kan die onmoontlike doen, Here. En ons sien dit in sy volheid, in hoe U, Vader, gebroke harte vat en dit kom heel maak met U Gees. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het, deur Jesus Christus aarde toe gestuur het, om vir ons te kom sterf het, en dat hy uit die dood uit opgewek het. Want ons gekies om te glo in hierdie waarheid, in wie hy is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie video saam met ons gecheck het. Jy kan like, comment, laat weet ons wat jy gedink het daaroor, as jy dalk enige vrae het, of dalk is hierdie die eerste keer wat jy hierdie kyk, en jy wil net bietjie connect met mense wat ook Jesus wil aanbid, en alles van hom wil hê. Draai ons. En 'n ander ding wat jy kan doen, is jy kan hierdie video share, om hierdie waarheid uit te kry, by die res van die wêreld. En dan, check ons julle volgende week. Cheers vir eers. Wat sê ons aan die einde van Fondasie? 1, 2, 3. Jesus!